dink, een van die mooiste goed wat daar is op hierdie aarde, is 'n glimlag. Het julle al 'n bietjie rondgeloop en net gekyk, as party mense glimlag, dan kan jy nie iets anders te doen as om saam te glimlag. Janine het vir my een van daai glimlagge, dis nou nie om haar uit te sonder nie, maar as sy glimlag, as dit net dimpels. Kyk hier, so dit lyk asof die hele gesiggie moet saamwerk, net om die glimlag te doen. Maar so het elkeen 'n spesifieke glimlag. En elkeen, as jy glimlag, ek glo met my hele wese, is daar iets wat in jou hart gebeur, is daar iets wat met jou lyf gebeur, jy vertel vir jou kop, hey, dis okay, as jy net begin 'n glimlag. Ons het vanmôre, toe spot ek bietjie met mense, toe sê ek vir hulle, dit lyk of hulle suurlemoene gehad het vir ontbyt, so suur lyk die gesigte van vooraf. En ewe skielik, toe sien jy net hoe helder die gesiggies op, soos wat hulle glimlag. Ek gaan vanaand met julle 'n Engelse skrif deel. En ek praat vanaand oor wat maak God glimlag. En ek dink hierdie is 'n konsep wat ons moet snap. Want net soos wat dit vir jou lekker is om te glimlag, is dit vir God ook lekker om te glimlag. Maar dan beteken dit daar's iets wat ek en jy moet doen vir hierdie om te gebeur. En die Engelse skrif gaan so, dis number 6, en ek lees uit die New Living Translation, so span nou al jou breinselle in om saam met my te werk met die Engelse skrif. Vers 22 sê, Then the Lord said to Moses, Tell Aaron and his sons to bless the people of Israel with a special blessing. May the Lord bless you and protect you. Vers 25 is baie belangrik. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace. Kyk net gou na vers 25. Dit is baie belangrik dat jy hierdie lees. May the Lord smile on you and be gracious to you. Mag hy glimlag oor jou. Terwyl ek voorberei, kom ek op 'n stelling af wat sê, om God te laat glimlag, moet ons lewensdoel wees. Dink bietjie oor hierdie ding. Kom ons sit net vir 'n oomblik en dink net gou-gou oor wat lees jy nou hier. Om God te laat glimlag, moet jou lewensdoel wees. Terwyl ons doel op aarde is om God tevrede te stel, dink ek een van die belangrikste goed is dat ons lewens so moet inrig, dat Here, wat kan ek doen om U te laat glimlag? Wat kan ek doen om U tevrede te laat stel? Efesiërs 5 vers 10 sê, vind uit watter dinge die Here tevrede stel. Nou kom die vraag op, wat kan ons doen? Hoe laat ons God glimlag? Wat is daar wat ek en jy kan doen om God te laat glimlag? En wat so powerful is, die woord gee vir ons 'n wonderlike voorbeeld van 'n man wat dit reg gekry het om God te laat glimlag in 'n tyd waar dit so moeilik was. Die ou se naam is Noag. Nou as ek net 'n bietjie vir agtergrond vir julle kan gee oor Noag se lewe, dan gaan dit iets klink soos, toe Noag gelewe het, moet ons verstaan dat die mense, die samelewing daai tyd, was 'n wêreld sonder morele waardes. Mense het geleef om hulle self tevrede te stel, eerder as God tevrede te stel. En dink bietjie mooi. Nou het God die mensdom gemaak, en dis hoe hulle reageer. Lewe vir hulle self, hulle lewe vir hom nie, hulle gee hom nie eer nie, hulle rig nie hulle lewens volgens sy plan nie. En mag ek sê, hy het op 'n stadium fed up geraak daarvoor? Mag ek sê dat hy op 'n stadium so moeg geraak het om dit te sien, en dat hy 'n plan gemaak het. Wat was sy plan? Wis hulle almal uit. Laat die aarde vloed, vat hulle almal weg. Dit was sy plan. So jy kan nou agterkom wat moes God se gevoelens gewees het teenoor die mensdom, om so ver te gaan, dat hy sal sê, ek sal julle uitwis van hierdie aarde af. En tog kry hy een man wat hom laat glimlag. Een man wat sy lewe rig volgens hom. En hier sê die Here vir hierdie man, jy moet 'n ark bou. Genesis 6 vers 7 tot 8 sê, op 'n dag het hy toe gesê, ek gaan alles op hierdie aarde verwoes,
die mense wat hy gemaak het, en as ook die diere. Al die wilde diere, alles wat kruip en alles wat in die hemel rondvlieg. Ek is bitter jammer dat ek ooit die mens en die dier gemaak het. Kan julle glo dat God dit sê? Vers 8. Een mens het egter alles vrygespring. Dit was Noag. Die Here was lief vir hom. Noag het dit reg gekry om God te laat glimlag. Ten spyte van hierdie wêreld waarin hy geleef het, hy het dit reg gekry. En ons gaan vanaand 'n bietjie vas staan oor 5 goed wat ons kan leer uit Noag se lewe uit, wat baie, baie powerful is. En dis goed wat ons moet deel maak van ons lewens, as ons graag God wil laat glimlag. Die eerste een is, God glimlag wanneer ons hom uiters liefhet. Dink bietjie hoe moeilik was dit vir Noag om God lief te hê, as almal om jou dit nie doen nie. Dink bietjie wat moes deur sy hart gekom het. Die woord vertel ons in Genesis 6 vers 9, van Noag kan 'n mens net mooi dinge sê. Hy was 'n goeie man, hy het die regte dinge gedoen en het naby aan die Here geleef. Is dit nie wat God van elkeen van ons verwag nie? Om naby hom te leef, om hom te soek. Hy soek 'n verhouding met ons. Hy soek daai liefdesverhouding. God sê self in Hosea 6 vers 6, dat hoor mooi wat sê hy, ek soek troue liefde en nie offers nie. Toewyding aan God en nie brandoffers nie. Hy soek nie al hierdie offers en goed nie. Hy soek net liefde. Hy soek net 'n verhouding by jou. Dink bietjie aan jouself. Het jy daai liefdesverhouding met hom? As jy jouself op 'n skaal kon sit en jy kon jouself judge en jy kon vir jouself 'n punt uit 10 gegee, het jy hom werklik lief? En besef jy dat God se enigste ding, sy hoofding aan die begin is, om jou lief te hê? En is dit nie ook sy grootste opdrag aan ons nie? Matteus 22 sê, vers 37 sê, Jesus se antwoord was, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die belangrikste opdrag. Niks anders nie. Wees lief vir my. En Noag het dit gereg gekry om God werklik in siel en waarheid lief te hê. Het jy God lief? Het ek God lief? Het ons God werklik lief? Die tweede ding wat ons leer is, God glimlag as jy hom werklik vertrou. Iets wat Noag ook reg gekry het, is om God te vertrou, selfs te vertrou toe goed nie sin maak nie. Hebreërs 11 vers 7 sê, omdat hy geglo het, het Noag toe God hom gewaarsku het oor wat nog nie gesien kon word, nie gehoorsaam en die ark gebou. Daardeur is sy huisgesin gered en die wêreld veroordeel. So het hy dan 'n erfgenaam geword van die vryspraak wat 'n mens deur die geloof ontvang. Kan jy net vir jouself in 'n oomblik in Noag se skoene sit? Hoe moeilik was dit vir hom om God te vertrou met hierdie opdrag wat hy gekry het? Hoe moeilik was dit vir hom om te aanvaar dat hierdie opdrag van bou 'n ark honderde myle van die see af, bou dit. Hoe moeilik moes dit vir hom gewees het om sy vertroue in hom te sit? As jy jouself, as God nou na jou toe moes kom in hierdie 20ste eeu waarin ons leef en hy vra vir jou, die Iwe, bou 'n ark, sal jy? Vertrou jy hom werklik so erg dat jy dit sal doen? Hier leef hierdie man in 'n wêreld waar niemand iets te doen wil hê met God. En ten spyte van al die druk om hom, vertrou hy hom. As jy mooi dink, en ek het 'n bietjie gaan sit, okay, Noag het God vertrou, maar daar moes seker goed gewees het wat 'n rede kon wees hoekom hy God nie vertrou het. En ek het by 3 goed uitgekom. Eerste een is nogals baie interessant. Die eerste een is, Noag het nie reën geken nie, want voor die vloed was die aarde nat gemaak van onder af. Jy het dit al raak gelees in die Bybel. Hoor mooi, Genesis 2 vers 5 tot 6 sê, daar was nie 'n enkele plant
in die grond nie en ook geen bossies in die veld nie. Alles was droog, want die Here God het nog nie reën op die aarde gestuur nie en daar was ook nog geen mens om die aarde te bewerk nie. 'n Mistigheid het later vanuit die dieptes van die aarde gekom en die grond van onder nat gemaak. God gee hierdie manne opdrag om 'n ark te bou, maar hy ken nie reën nie. Hy verstaan nie reën nie, hy het dit nog nie gesien nie, hy het dit nog nie ervaar nie. Hoe moeilik was dit nie vir hierdie man om God te vertrou ten spyte van dit. Nou gaan ons na die tweede een toe. Noag het, soos ek nou gesê het, honderde myle van 'n kus afgebly, van water, van see afgebly. Die Here sê vir hom, bou 'n skip, bou 'n ark. Hoe toets hy hom? Hoe weet hy of dit gaan werk? 120 jaar spandeer hy om hierdie ding te bou. En vertrou die Here dat dit gaan werk. Ek meen as ek en jy nou enigiets, as daar enigiets vir ons nou gegee word, dan toets ons dit. Ons werk eers daarin. Die motor waarin jy ry was eers getoets vir ure en weke en maande voordat jy eers in dit kon klim. Hoe kon hy dit toets? Nou kom ons by die derde ding van die diere. Daar sien net 2 van elke dier inkom. Waar gaan hy hulle kry? Hoe gaan hy hulle bymekaar maak? Hoe gaan hy hulle almal in die ark kry? Kom julle agter dat dit vir hom so maklik was om God nie te vertrou nie, maar tog het hy. Tog het hy ten spyte van al hierdie goed wat hom kon gedwing het om hom nie te vertrou nie, het hy God vertrou. Psalm 147 vers 11 sê: Die Here verheug hom in alles in hulle wat hom dien, in die wat hulle hoop vestig op sy troue liefde. Hoor jy mooi? Die Here verheug hom in hulle wat hom dien. Dien ons hom reg? Vertrou ons hom werklik reg met alles? Die derde ding wat ons leer by Noag is God glimlag as ons hom heelhartig gehoorsaam. Ek meen as jy nou net dink aan hierdie ark. Ek weet of julle die fliek gesien het, Noah wat nou uitgekom het, daar's baie goed wat nie saamstem met die Bybel nie. Maar as jy nou net dink van hierdie massiewe skip, hoeveel detail was daar nie van God af vir Noag gegee oor hoe hy hierdie ding moet bou. En Noag het elke opdrag gehoorsaam. Elke een. Psalm 119 vers 33 sê: Leer my, Here, hoe om u voorskrifte uit te voer, sodat ek hulle tot die einde toe kan nakom. Leer my. Dawid vra, Here, leer my om dit wat u vir my te gegee het, laat ek dit vertrou. Laat ek dit doen. Jy al agtergekom dat dit vir hom so maklik was om goed nie te doen nie. Dit was vir hom so maklik om nie al die detail te volg nie, maar sou die ark dan gedryf het, sou goed gebeur het soos wat dit gebeur. Nee, dit sou nie. God vra jou, wees gehoorsaam aan my. Ten spyte van hoe moeilik dit mag wees. Hoe maklik dit is om vir iets anders te luister. Hoe maklik dit is om 'n tweede oplossing te kry. Wees gehoorsaam in my. Die vierde ding is, God glimlag as ons hom aanbid en dank aanhoudend. Daar is baie min goed wat so lekker is as iemand jou bedank en eer vir iets wat jy gedoen het. Het jy dit agtergekom? Daar's iets spesiaals daaraan, man. As jy nou iets gedoen het, hard gewerk het, jou afgesloof het en iemand kom net na die tyd toe en sê vir jou, "Yes, dit was great. Baie dankie. Dankie vir jou tyd, dankie vir jou moeite. Dankie dat jy hierdie spesiale dag kon waarmaak." Daar's iets spesiaals daarin. Dis vir God presies dieselfde. Hy hou daarvan as ons vir hom sê, "Here, dankie. Dankie vir dit wat u gedoen het." Alhoewel Noag se lewe of geleef het tot verblydenis vir God, was een van die eerste goed wat Noag gedoen het toe hy van die ark af geklim het, is om vir God 'n altaar te bou, om hom te sê, "Here, u is so groot." Imagine, jy's vir 40 dae en 40 nagte op die see. Wat sou die eerste ding gewees het wat jy op aarde gedoen het as jou boot weer tot stilstand gekom het? Omdat ek sal daar uithardloop en gras pluk en die grond soen en te kere gaan en eers bietjie rondhardloop en net bietjie voel, "Hey, is lekker om op aarde te staan." En wat doen Noag? Die eerste ding wat hy doen is, bou 'n altaar en sê, "Here, u is groot. Niks kan vergelyk met u nie. U is so amazing." Doen ons dieselfde?
As ons deur 'n moeilike tyd gaan en ons kom aan die einde van dit en die deurbraak kom, gaan ons net aan met ons lewens? Sê, yes, ek is so bly, het gaan nou uit en ons vergeet van hom. Ek dink ons doen baie keer. Die laaste ding is, God glimlag as ons vermoëns gebruik. Noag klim van die ark af. God gee vir hom die eenvoudigste opdrag op planeet Aarde. Genesis 9 vanaf vers 1 tot 3 sê, God het Noag en sy seuns geseën en vir hulle gesê, julle moet meer word deur baie kinders te hê, wat 'n opdrag, en so die aarde te vervul. Al die diere, groot en klein, as ook die voëls en visse, sal vir julle bang wees, en ek stel hulle tot julle beskikking. Benewens die groenplante mag julle ook eet. Dit is eenvoudig. Gaan leef. Word meer. Geniet die aarde. Dis eenvoudig. Maar ek dink baie keer dink ons dat God stel so belang in ons geestelike vermoëns, wat ons geestelik vir hom doen. Dis nie waar nie. God stel in elke detail van jou. Hy stel belang in jou werk, hy stel belang in die kos wat jy eet, hy stel belang waar jy bly, hy stel belang wat jy doen. Hoor, en ek gaan dit vir julle weer in 'n Engelse Bybel lees. Psalm 37 vers 23 sê, hoor hoe powerful is hierdie. The Lord directs the step of the godly. He delights in every detail of their lives. Nie net die geestelike deel nie, elke deel, every detail. God stel belang in dit wat jy doen. Gebruik die vermoëns wat jy het, tot sy eer. Tot sy eer. Maar ek dink as ons na ons eie lewens kyk, dan kom ons baie keer agter dat ons nie hierdie doen nie. Ons gebruik nie ons vermoëns, ons talente, ons gawes vir hom nie. Ons gebruik dit vir ons eie eer, ons gebruik dit om ander mense te help, maar ons haal God uit die prentjie uit. Sy opdrag was eenvoudig. Gaan vermeerder, geniet die wêreld. Die opdrag vir jou is eenvoudig. Geniet die wêreld. Aanbid hom. Sien die mooi raak. Ek wil graag hê dat ons 'n besluit moet maak in ons lewens om 'n lewe te leef om God te laat glimlag. Mag jy in hierdie week, daar waar jy gaan, dit wat jy doen, in jou werksomstandighede, by die huis, op die paaie, wat ook al, mag jy so 'n lewe leef, dat as God na jou kan kyk, as God na jou kyk, dan kan hy niks anders te doen as glimlag nie. Ek dink van my point of view, as ek myself in 'n storie kon sit, toe ek gesing het, toe ek jonger was en baie opgetree en alles, was daar baie keer vir my niks beter as om te sing, en as ek klaar is, dan sien ek hoe glimlag mense. Dis vir my niks lekkerder. Dis vir God presies dieselfde. Hy glimlag as jy jou lewe rig tot hom. Hy glimlag, dis vir hom lekker om dit te sien. Mag ek en jy 'n lewe leef waar ons doelbewus goed doen, te sê, Here, ek wil vandag jou laat glimlag. Ek meen, julle wat kinders het, hoe lekker is dit as julle na julle kinders kyk en hulle doen sulke eenvoudige goed en al wat jy kan doen is glimlag en lag daaroor en dit geniet sonder om 'n woord vir hulle te sê. Dis net lekker om dit te sien. Ek wens baie keer ons kan die God se gesigsuitdrukking sien as hy na ons lewens kyk. As hy kyk hoe ons optree, as hy kyk wat ons doen, hoe ons praat, hoe ons leef. Wat is sy gesigsuitdrukking? Ek dink dit is iets om oor te dink. Maar mag jy hierdie week leef om God te laat glimlag. Kom ons bid saam. Papa Vader, Here, dankie dat ons vanaand net om die woord kon sit. En Here, net besef dat dit is vir U lekker om te glimlag oor ons. Maar Here, ek dink as ons net vir 'n oomblik stil staan en ons zoom net uit en ons kyk na ons lewens. Here, dan is daar baie dele wat maak dat ons nie glimlag nie.
Daar's dalk dele wat ons laat frons. Daar's dalk dele wat ons kwaad maak. Daar is selfs dele wat ons kan laat maak huil. Maar Here, U nooi ons uit om 'n lewe te leef wat U laat glimlag. En Here, daar leer ons uit die woord dat Noag in 'n wêreld geleef het waar dit so moeilik was om U te aanbid en U eerste te stel. Maar hy het dit gedoen, Here. Here, en ons het 5 goeders geleer oor wat ons kan doen om U te laat glimlag. En Here, ek bid, my hartsbegeerte is dat U my sal help en elkeen wat na hierdie boodskap luister, dat Here, dat U ons sal help om 'n lewe te leef wat U laat glimlag. Here, dit is so moeilik om so 'n lewe te leef in 'n stikkende wêreld. Here, maar al is dit moeilik, dit is wel moontlik. En ek bid, Here, mag U vir ons die krag, die wysheid gee. Here, die pad wys om te stap, sodat ons U kan laat glimlag. Here, dankie vir U teenwoordigheid en dankie dat hierdie boodskap nie net nog 'n boodskap is, Here, maar iets wat ons deel van ons lewens kan maak en dit uitleef. Here, dankie vir dit wat U in elke hart doen. In Jesus se wonderlike naam. Amen.